Prys die Here, gaan dit met jou goed. Amen. Kom vanoggend hier om hierdie draai so en ek ry so na die kerkgebouetjie toe. Ek sê vir net, ek gaan vir almal vra wat wit kar het om die voor te kom staan, maar dan gaan almal die voor moet kom staan. Of bly maar net daar, prys in die flikker naam. Lord God, wie voel geseënd vanmôre? I am blessed, I am blessed. Every day of my life, I am blessed. Terwyl ons vir die Here sê. Amen. I am blessed, I am blessed. While we are singing, give me all in my land. Ask the Lord to fill you, your little cup, your container, with the Holy Spirit.
And with his blessings, he gave me all in my land. Keep me burning. And give me all in my land. Keep me burning. Give me all in my land, I pray. Oh, give me all in my land. Give me burning. Give me burning so the rain of pain. Oh, sing us down, sing us down, sing us down to the King of Kings. Sing us down, sing us down, sing us down to the King. Oh, give me all in my land, give me burning. Give me all in my land, I pray. Oh, give me all in my land, give me burning, 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 give me burning till the rain of pain. Oh, yes, I sing us down, sing us down, sing us down to the King of Kings. Sing us down, sing us down, sing us down to the King. Give me all in my land, give me burning. Give me all in my land, I pray. Oh, give me all in my land, give me burning. Give me burning till the rain of pain. Oh, yes, I sing us down, sing us down, sing us down to the King of Kings. Oh, sing us down, sing us down, sing us down to the King. Oh, give me all in my land, give me burning. Give me all in my land, I pray. Oh, give me all in my land, give me burning, burning, burning. Give me burning till the rain of pain. Oh, yes, I sing us down, sing us down, sing us down to the King of Kings. Sing us down, sing us down, sing us down to the King. Give me all in my land, give me burning. And give me all in my land, I pray. Oh, give me all in my land, give me burning. Give me burning till the rain of pain. Oh, yes, I sing us down, sing us down, sing us down to the King of Kings. Sing us down, sing us down, sing us down to the King. Amen. Prys die Here. Jy weet as jou beker van blyskap oorloop, dan gee jy vir een langs aan jou so bietjie. En nie lank jy dan loop daarheen se beker ook oor. Jy weet ons het hom nou in 'n foreign language gesing. Nou sing ons om die koning se language. Gooi olie in die lamp van my. Want die bruidegom kom in die middag. Dan gee vir een langs jou net so 'n bietjie olie. Sodat sy beker ook vol kan word oor prys en gooi olie. Maar gooi olie in die lamp van my. Gooi olie in die lamp van my. Gooi olie in die lamp van my. Want die bruidegom die kom in die middag. Oh, ja, is lachen naar het vloer. Is lachen naar het vloer. Is lachen
kom. Dan kom hy sê, gaan kom op 'n tyd wat niemand hom gaan verwag. Is ons gereed om te ontvang, praise the Lord. When there's no blockage between you and the Lord, the blessings and the anointing shall flow like a river. Kom ons sing dit ons saam. It shall flow like a river. It shall flow like a river. It shall flow like a rain. It shall fall on God's people again. And the knowledge of the Lord shall fill all the earth. Now let the Spirit of the Lord shall come. It shall flow like a river. It shall fall like a rain. It shall fall on God's people again and again. And the knowledge of the Lord shall fill all the earth. And the Spirit of the Lord shall come. Oh, it shall fall like a river, and it shall fall like a rain. It shall fall on God's people again and again. And the knowledge of the Lord shall fill all the earth. And the Spirit of the Lord shall come. It shall flow like a river. It shall fall like a rain. It shall fall on God's people again and again. And the knowledge of the Lord shall fill all the earth. And the Spirit of the Lord shall come. It shall flow like a river, and it shall fall like a rain. It shall fall on God's people again and again. And the knowledge of the Lord shall fill all the earth. And the Spirit of the Lord shall come. En nou kom die skrywer van Hebreërs en hy skryf, ek het dit daar geskryf, Hebreërs 8, Hebreërs 9 en Hebreërs 6. En hy vertel vir jou van Jesus Christus wat volgens die orde van Melchisedek gekom het. Hoekom is dit vir my en vir jou belangrik? Dit is vir my en vir jou belangrik want ek wil hê jy moet onthou dat daar ook 'n ander orde was. Dit was die Levitiese orde. Dit was die Ou Testamentiese orde. Die Levitiese orde het gegaan oor Moses was 'n Leviet en sy broer was wie? Aaron. En daai priesters het gekom en hulle het dan bokkies gevat en skapies om te versoening te bring vir die volk se sonde, is dit waar? Maar Jesus Christus het volgens die orde van Melchisedek gekom in Jerusalem in en hy het vir jou daar gesterwe volgens die orde nie van die Leviete nie, maar volgens die orde van Melchisedek. Hoekom sê ek Melchisedek? Want Hebreërs sê volgens die orde van Melchisedek, daai orde sterf nie. Melchisedek het nie gesterf nie, maar al die Leviete wat deur die eeue was, Samuel, Eli, Abiatar, Sadok, Caiaphas, al die priesters het gesterf. Maar Jesus Christus sterwe nie. Uit watter stam was Jesus Christus? Juda. Maar die Leviete, al die priesters kom ons uit die stam van Levi. En dit sê die Bybel in Hebreërs. Hoekom het Jesus Christus dan wat hoëpriester is uit die stam van Juda gekom, as al die ander priesters uit die stam van Levi kom?
Jy sien die Here daai stam verwerp. Hy het vir Eli laat agteroorval en hy het sy nek gebreek. Omdat sy seuns rondgeoreer het in die tempel, is dit waar? Hy het daai hele geslag van kant gemaak. En hy het 'n nuwe orde ingebring. En ek het vir gesê laasweek was die kerngedagte van laasweek se boodskap. Hoekom ek vir julle al hierdie dinge sê, is want jy moet die Hoëpriester Jesus Christus in jou lewe inbring, sodat daar 'n verandering van wet kan kom. 'n verandering van priesterskap bring 'n verandering van wet. Jy sien toe Jesus Christus in Jerusalem inkom, en hy sterf vir jou en vir my, toe kom daar 'n verandering van wet. En as jy nie die Here in jou hart innooi nie, dan kan daar nie 'n verandering van wet kom nie. Dan word jy nog geklassifiseer onder die ou orde. Het julle gesien in Israel, wag hulle nog vir die rooi effer, daai rooi beeste, né? En hulle wag nog vir die tempel om herbou te word. Onder watse orde dink julle is daai mense? Is hulle onder die orde van Jesus Christus van Melchisedek, of is hulle onder die orde van die Lewiete? Hulle is onder die orde van die Lewiete. Sien, jy kies onder wiese orde jy wil wees. Die moslems kies onder wiese orde hulle wil inbeweeg. En hulle sal geoordeel word volgens daai orde. Maar as jy onder die orde van Jesus Christus inkom, dan is daar 'n verandering van wet. Ek gaan dit weer vir jou lees. Die kerngedagte van laasweek se boodskap is: beweeg onder Jesus Christus in. Want dan is daar 'n verandering van wet. Ek en jy sondig daagliks. Jy fouteer daagliks. En daarom het jy nodig dat die bloed van die Here jou inbring en hy jou onder die wet van genade inbring. Kom ons kyk net gou daarna 'n paar. Ek lees vir julle Psalm 110 vanaf vers 4. Koning Dawid was eendag in die gees. Miskien toe hy harp gespeel het, miskien toe hy gesing het, miskien toe hy die skape opgepas het. Nog ver voor Jesus Christus se geboorte sê hy die volgende. Hy sê: die Here het gesweer en dit sal hom met 'n hoofletter nie berou nie, want u is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Dawid het dit geweet. Dawid het geweet uit sy lendene gaan 'n saligmaker kom wat nie volgens die Levitiese priesterskap in daai stam eers nie. Hy gaan 'n man van Juda wees. Jesus Christus was uit die stam van Juda gewees, nie eens uit die stam van die Lewiete nie. Hy gaan kom en hy gaan, wie was die laaste hoofpriester gewees volgens die stam van Levi? Wie se kop was op 'n skottel gebring by die vrou? Johannes. Sê daar. Johannes die Doper was die laaste geregverdigde, die seun van Sagaria, op wie die mantel moes val. En omdat daai stam gone is, het Jesus Christus gekom. Maar Jesus Christus, hoekom is daar nie 'n ander hoofpriester na Jesus Christus nie? Want hy bly lewe. Hy sterf nie. Soos Melchisedek lewe, so lewe Jesus Christus. En die Bybel sê Jesus Christus en dan Melchisedek bly hoofpriester of bly priester volgens die priesterorde van die saam Jesus Christus. Hy is ook 'n priester van God. Psalm 100, nou lees ons in die Hebreërs daar, Hebreërs 6 vanaf vers 9. Hebreërs 6 vanaf vers 19. Ons het dit as 'n anker van die siel wat veilig is en vas is, as ons ingaan tot binnekant die voorhangsel. Jy het dit as 'n anker en jou siel is vas in die Here, as jy kan ingaan tot by die voorhangsel van die Here. Waar Jesus vir jou as voorloper vir ons ingegaan het, hy wat volgens die orde van Melchisedek 'n hoë
priester geword het. Laasweek het ons gesê, broer en suster, omdat jy Jesus Christus aanneem as jou persoonlike saligmaker, dan vat jy jou geloofsanker soos 'n groot skipsanker en jy trek hom deur die voorhangsel tot by die allerheiligste. Hoekom kan jy deur die voorhangsel kom? Want daai voorhangsel, 'n 9 duim dik dwarsgeweefde gordyn het geskeur toe Jesus aan die kruis sy stem verhef en hy sê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Dit is volbring. Toe skeur die voorhangsel. Nou kon jy die ark sien, die heilige ark. Ek dink daai Jode en almal wat in Jerusalem was, toe daai voorhangsel skeur en die goue ark is daar wat mense nie sien nie. Wat sou hulle maak? Hoe sou hulle dit kon bedek? Jesus Christus het 'n pad gemaak deur, ek wil in Engels sê, God took down the barricade that prevented you from accessing him. Hy het die skuins, die gordyn wat tussen hom en jou is, het hy weggeneem deur Jesus se dood. En Jesus sê nou het jy 'n anker wat jy kan deur die voorhangsel kom tot by Jesus. Ek lees dit weer vir jou. Ons het dit nou as 'n anker. Jou siel is veilig in die Here as jy kan ingaan nou tot binnekant die voorhangsel waar Jesus vir jou as voorloper vir ons ingegaan het. Hy wat volgens die orde van Melchisedek 'n hoëpriester geword het vir ewig. Kom ons gee dit vir die Here aan. Prys sy wonderlike naam. Jy weet as daai barrier nog vandag nog steeds daar was. Die Jode wil nog 'n tempel bou met 'n barrier. Weet jy wat? Daai tempel gaan nog 'n barrier hê. Hy gaan nog 'n gordyn hê. Mense, Jesus het daai gordyn weggeneem. Hulle wil nog hulle goue kalfies en rooi kalfies offer. Jesus het klaar die prys betaal, verstaan julle? Dit is nutteloos. Hoekom dink julle het die Here nie gehoor en dat daai plek deur die moslems oorgeneem word nie? Waar is die tempel van God? Wat sê die woord van die Here? Waar is die tempel van die Here? Wie is die kinders van die Here? Wie is die tempel van die Heilige Gees? Is die tempel nie die plek waar God woon nie? Nou hier is die liggaam. Die woord van die Here sê jou liggaam, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees? Solank die Here hierso woon, prys die Here se naam, is dit al wat ons nodig het. Maar dit is verskriklik belangrik vir my om vir u te sê hoe skerp is die Here. Ek gaan net gou weer, waar is my stokkie? Waar is my stokkie? Ek wil net vir jou sê hoe die Here weer 'n rad voor die moslems gedraai. Sien julle daai klein stukkie muur daar? Hy loop nou loodreg so af. Daai is die klaagmuur, net daai stukkie. Nou hulle loop daar en van daar af, dis daar, daar's hy. Dan bid hulle nou daar. Hulle bid teen daai muur. Kyk hoe klein stukkie van die muur is die klaagmuur. Kyk hoe groot is die Tempelberg. En hulle het vir jare daar gebid. En ek het vir laasweek gesê, jy bid en jy bid. En jy rol briefietjies op en jy steek dit in die gaatjie en die konkreet en jy pouk hom so in. Maar weet jy moet begin grou. 'n Mens kan nie net bid en niks doen nie. Woord van die Here sê, geloof sonder die werke is dood. Toe begin hulle grou. En help nie. Is daar en bid vir jou omstandighede. Here help my, maar die handjies wil nie werk nie. Dit kan nie so werk nie, jy moet werk, toe begin hulle nou grou. En toe hulle begin grou, daarso is die Temple Mount tunnels. Jy kan vandag daar ingaan. Hulle het verdiepings en verdiepings onder die grond ingegrou, daar bo op in. Hulle het ook hiernatoe gegrou. Toe begin hulle hierdie grond wegvat. En hulle kry toe dit wat eintlik vir die Jode belangrik is van hierdie lyn af soontoe. Want waar was die eerste tempel? Waar was die eerste priester in Jerusalem? Melchisedek. Ek het vir die laasweek gewys hoe hulle die tempel oopgegrou het, tempel Zero, waar hulle die olyfolie gemaak het wat 10 gebruik was om vir Abraham brood te bak. Waar hulle die wynpers oopgegrou het, net die wat gebruik was om vir Abraham wyn te bring. Melchisedek, groter as die hemel en aarde, 'n seun van God. Daai beteken niks, broers en susters. En die Here het dit weggesteek en dit toegemaak met grond tot op hierdie eeu. Van 2010 af te begin alles opgerou.
Is dit nie wonderlik? En in daai rommel het 2 priesters gekry. Een met 'n vaal jassie en een met 'n mooi jas. Die een het mooi klere aangehad, maar daar was net een priester wat 'n rok gedra het met klokkies onderaan. Dit was die hoofpriester. Hoekom het hy 'n rok gedra met klokkies? Want as jy nou gekom het, jy's nou die priester en Sondag stap jy in die kerk in en jy in die tempel in en jy offer vir jou eie sonde en jy bid dan vir die volk en jy gaan in die allerheiligste in. Maar jy het in die week gekyk vir die tannie oor die straat. Weet jy wat gebeur dan met jou? En terwyl jy nou met jou klokkies aan jou soon loop, hulle het 'n tou aan sy voet vasgemaak. En as hy beweeg in die tempel en hy gaan daar by die heiligste in. En hy het sonde in sy hart, sal dan hy klokkies opdraai. En dis nie dat hy stil staan nie, dan is hy dood. Trek hom aan sy voet uit. Jy sien, Chantal het genoem vandag, jy moet heilig voor die Here wees. Ek lyk as 'n onderwyser, ek word net so 'n onderwyser. Weet jy, ek lyk so, wat ek kom bietjie laat paai bietjie. Is dit nie lekker, die animans kry het julle ook vrol gekry met hulle kinders pak te gee? Nee. As jy hulle so, en hy spring so, ek kan nie eens die kerk het hulle lewe kry, as vir niks speel. Ek is seker nou maar, hierdie nou dat ek vanmiddag weer die video gaan edit. Maar weet jy wat die woord van die Here sê, 'n vader tigtig sy seun omdat hy hom liefhet. Hy sê hou die roede nie terug nie, moet jy nou net 'n kort stokkie bietjie korter sny. Nou, die kinders nou maar net so. Wie pak gekry op skool met 'n oordentlike lag? Nee, baie. Weet jy in my graad 1 onderwyser, ek gaan nie haar naam sê nie. Ouwe juffrou van Saak. En my standaard 6 onderwyser, ek gaan ook nie haar naam sê nie. Maar hulle het hierdie dik wit liniaal, onthou julle daai dik liniaal, ek was so hard, hulle wil omtrent nie buig nie, ek sweer hulle die goed van keramiek gemaak. Dan draai hulle hom so dwars 2. Dan moet jy jou se vingertjies op die bank sit. Haai, dis nou wreed. Dan slat hulle jou so oor jou vingers. Dis die dat my vingers vandag al die nootjies net trek af hier bykom en dit is ekstra lit. Kyk dan, ek kan my duim so sien. Weer. Maar in 'n geval. Dank die Here, gee net vir die Here 'n hande klap. Ons is nie op die pad te kry nie, kerk. Maar hy het nou hierdie granaatjie uit. Daai is die presiese granaatjie wat in 2010, hulle van daar af het daai dokter, daai argeoloog, ek het dit laasweek vir u gewys. As jy nie gekyk het nie, gaan kyk laasweek se video. Maar daai granaatjie het van 'n hoëpriester se kleed afgeval. En hulle het hom nie daar bo by Dome op die Rock gekry nie. Hulle het hom hier onder gekry. Hoekom? Hoekom het koning Hizkia daai hele gebied toegemaak? Hy het fisies 'n muur gaan bou om alles wat vir sy oupa grootjie belangrik was, en hy vul hom toe op met grond. Wow. En jare daarna toe grou hierdie granaatjie. En sê hierdie granaatjie, op 'n dag was die priester besig en hy het seker sy soom het seker aan iets gehaak en hy's weg. Maar hulle grou hom toe uit. Dit sê vir jou dat die Bybel waar is. Dit sê vir jou jy kan vandag weet dat dit wat jy glo is ja en amen. Hierdie woord van God. As die Bybel praat van granaatjies, dan is daar granaatjies. Eksodus 28 vers 33, kom ek lees gou vir julle, dit is pragtig. Die Here praat met Moses en hy sê, ek weet nie of Moses 'n Bernina of 'n Overlocker of 'n Elna of wat is die eerste naaldwerkmasjien wat jy kon kry? Wag, Hansie gaan antwoord. Wat is die eerste naaldwerkmasjien wat jy kry? Eva. Eva en Eden. Jy sien. Goed. Nou Moses moes ook naaldwerk doen. Hoor wat sê vers 33. Hy sê en maak aan die soem daarvan granaatjies van pers en purperrooi en bloedrooi. Pers, purperrooi en bloed kleur. Aan die soem daarvan en daarin tussenin goue klokkies rondom. 'n Goue klokkie en 'n granaatjie.
'n goue klokkie en 'n granaatjie aan die soem van die mantel. En Aaron moet dit aanlê om te kan dien, sodat die geluid daarvan gehoor word. Hoor nou dink, hy loop nou daar deur die tent van samekoms, sodat die geluid daarvan gehoor kan word as hy in die heiligdom is voor die aangesig van die Here, as hy ingaan en as hy daar uitgaan, dat hy nie sterwe nie. As die geluid stil geword het, dan is die priester gone. Dis met mense hart skoon hou voor die Here. Maar dit wat hulle daar gevind het, broer en suster, is vir my wonderlik om te dink dat die Here dit so gepreserveer het. Ek het laasweek vir julle gesê, ons kan nou nie Israel toe gaan nie, want daar's 'n oorlog, maar dan bring ons nou aan Israel hiernatoe. Ek lees vir julle verder in Hebreërs 7 vers 11. Waarom was dit nodig dat 'n ander priester moes opstaan volgens die orde van Melchisedek? En dat hy dit nie volgens die orde van Aaron genoem word nie? Want met verandering van die priesterskap kom daar noodsaaklik ook verandering van wet. Sê gou agter my aan, met verandering van priesterskap kom daar verandering van wet. Nou al die vrouens sê gou agter my aan, met verandering van priesterskap kom daar verandering van wet. Ek gaan nou die manne gas gee, ek gee nie die vrouens gas nie, maar hoor wat sê die woord van God. En dan die Here is in jou pa se huis, voor jou man jou kom vat het. Jou pa was die priester van julle huis. Maar nou het jy jou man gevat, jy het 'n ring aan sy vinger gesit. Nou praat Hebreërs 7 vers 12 met jou as vrou. En hy sê, want met verandering van die priesterskap, jy het nou jou man gevat, kom daar noodsaaklik ook verandering van wet. Ek hoop nie, susters, jou man dien die Here. Want as jy 'n priester vat wat God nie vrees nie, en God nie dien nie, is dit nag op aarde. So, suster, as jou man vanoggend saam jou in die kerk sit, en hy dien die Here, en hy vrees die Here, wil jy net jou hand lig en vir die Here dankie sê, dat hy 'n priester vir jou gebring het, wat die Here vrees. Is dit nie wonderlik? Daarom moet jy vir jou kinders bid, want as hulle lewensmaatjie vat, die skrif sê, die woord van God, en hierdie woord sal nie verbygaan nie hoor, dis ja en amen. As hulle 'n maatjie vat, en daai priester wil niks met God te doen hê nie, dan sit jy met 'n probleem. Dan moet jy bid, en bid, en bid. Want 'n priester bring sy eie reëls, jy het nou net gelees. Met die verandering van priesterskap kom daar 'n verandering van wet, eie reëls. Daai priester het anders groot geword. Daai priester is gewoond aan ander kos. Daai priester, dit is baie belangrik vir man as vrou. Nou kan ek by die manne begin. Weet julle hoeveel manne dien nie die Here nie, maar die vrou dien wel die Here. Of sy lê voor die Here dag en nag. En sy's getrou. Ek het dit al baie gesien. Dis veral die vrouens wat getrou bly en die mans wat afdwaal. Maar dis hoekom jy Christus Jesus, die hoëpriester, nodig het wat vir jou aan die kruis gesterwe het. Want as jy toelaat dat Christus die hoëpriester van jou huis word, en jy as man wat die priester van jou huis is, onder die gesag van Christus inbeweeg, en jy as vrou, en jy voltooi daai driehoek van die Here, kan ek julle vra om 'n manifestasie te doen? Is julle okay? Dis my family, gemoedelik verdraalig. Kan ek vra, dan as jy net daar opstaan by jou staan, sal ek verstaan nie, met daai stoel. Ek is nie die Here nie, maar veronderstel die tafel, die gedenk van die Here. As dit nou die driehoek is, daar is die man en vrou so. En ek sal nou hierdie afstand meet tussen hier en daar. Askies julle geen onderken as ek julle as voorbeeld gebruik nie. Maar tree net gou in die kruis in hierdie lyn. Tree net gou 'n meter hiernatoe.
Kyk hoe nader is dit nou aan mekaar. Kom gou nog nader. Nog enetjie nader. Nou kan julle omdraai en mekaar sien. Sien julle? Baie dankie, julle kom skien in hande klap. En dit is wat die Here sê, die priesterskap van hom bring jou nader, want met verandering van wet, verandering van priesterskap kom verandering van wet. As jy Jesus Christus, jy moet hom autoriteit gee om priesterskap van jou huis te wees. Man, jy's die priester van jou huis. Ek gaan nou met die manne, maar jy moet jou onderwerp aan die priesterskap van Christus. Die priesterskap van die Lewiete. Nee, hulle het ander reëls, hulle het ander wette. Alles Israel mooi. Alles die Jode mooi. Daai Levitiese priesterskap is dood, verstaan jy dit? Maar 'n nuwe, die skrif sê, 'n nuwe orde van Melchisedek, Jesus Christus het gekom. Jy moet daar uitbeweeg en die Jode kon dit nog nooit regkry nie. Hoekom nie? Ag mense, hulle dra nog los rokke, die Jode, hulle dink die Messias gaan uit een van hulle gebore word. Christus is die weg, die waarheid en die lewe. En ons het laasweek gevra dat die Here in ons lewe kan inbeweeg. Dat jy sê, jy moet dit met jou mond bely en sê, Here, ek stel U aan. As priester van my lewe en my huis. Manne, sê, Here, help my. Om my gesin te lei, volgens U woord. En dan begin jy die woord van die Here lees. Want jy kan God probeer dien tot jy blou is, maar as jy die woord van die Here nie lees nie, en jy het nie die kennis nie, dan gaan jy ten gronde gaan. Want die woord van die Here sê, my volk gaan ten gronde aan 'n gebrek van kennis. Christus Jesus is die antwoord. Kom ons lees verder, Hebreërs 7. Wat volg? Hebreërs 8 vers 30. As die Here sê, daar is 'n nuwe verbond, dan het hy die eerste, die ou verbond, oud gemaak. En wat oud is, en verouder, is naby aan die verdwyn. Dis wat hy praat van die ou verbond. Die ou verbond het gewerk met die bloed van stiere en bokke, en goue kalfies, en rooi kalfies, en alles. Weet jy waarvoor was daai bloed? Die suiwer bloed. Hulle probeer ons nou die suiwer bloed van die bloedlyn kry van die rooi heifer, is ons nou maar rooi kalfies. Op 'n stadium, as jy die hele woord van die Here lees, dan het die Here vir Moses gesê, dan neem jy van die bloed en jy besprinkel die kinders van die Here met die bloed. Met ander woorde, die verbond wat jy met die mense het, Moses, en met die Jode het, en die Israeliete het, hy bring hulle onder die verbond van die Here in, die ou verbond, die Ou Testamentiese verbond. Maar dit moet deur bloed bekragtig word. Dis hoekom die onskuldige dier dan geslag is, wat iemand met 'n prys betaal. Nou kyk jy vandag na die bloed van die Here, wat die volle prys vir jou betaal het. En jy moet onder daardie besprenkeling van God se seun se bloed kom. En dit is die verskil tussen die ou orde, wat nou die woord van die Here Jesus sê, dis 'n ou verbond. Hy het die eerste oud gemaak, en hy wat oud word en verouder is naby aan die verdwyning. Vers 8, Hebreërs 9 vers 8 sê, waarmee die Heilige Gees dit duidelik maak nou, dat die weg na die heiligdom van Christus nog nie geopen is, solank as die eerste tabernakel vir jou nog stand hou. As jy bly kyk na die eerste tabernakel, dan kan die weg vir Christus vir jou nie oop word nie. Soos die Jode, soos die Israeliete, die meeste van hulle. Hulle wil nog die tempel bou. En as hulle die tempel gaan bou, dan gaan hulle die voorhangsel bou. Nou wonder ek, waar gaan hulle die ark kry om daar aan te kom? Jy kan die ark van goud maak. Maar wat is groter, die ark of die teenwoordigheid van die Here op die ark? Nou dink jy nou, die teenwoordigheid van die Here gaan nou wie op die ark? Hy sal nie daar verskyn, daar's nie manier nie. As daai ark nie alleen by God nou al is, dan weet jy waar is die ark? Miskien.
Want die mens gaan nie weer die Here terugtrek na die ou verbond toe nie. Dit kan nie gebeur nie. Want Jesus Christus is die teenwoordigheid. En groter as dit, die sekine heerlikheid van God, wat tussen die vlerke van die ark was, die Heilige Gees, is nou binne jou. Dus kom die woord van die Here sê, ek het jou weinig minder as 'n hemelse wese gemaak. Ek het jou met eer en met heerlikheid bekroon. Jy is die kroon van my skepping. Die Heilige Gees is hier binne in jou. Die goud en die silwer, koste, jy kan 'n waarde daaraan nie eg nie. Die Heilige Gees is môre hier by jou. As jy vanmôre die bloed van die Here neem, wil ek jy moet aan hierdie boodskap dink. En dan vir jou betekenis kry, dan vir jou krag kry. Hebreërs 9 vers 8 tot 11. Maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, die Here sê daar's 'n groter en 'n volmaakter tabernakel as die een wat daar gestaan het. Hy sê dit in Hebreërs 11. Maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester, hy is die hoëpriester nou, van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie. Die Here sê daar's 'n groter tabernakel. Daar's 'n groter tempel as jy dit so wil sien. Sê Hebreërs 9 vers 11, wat nie met hande gemaak is nie. En daar's mense in Israel, hulle gaan die tempel bou. Die Here sê in sy woord, Christus is hoëpriester van 'n tabernakel wat nie met hande gemaak is nie. Dit moet indruk vir jou vandag. Dit sê vir jou, jy's op die regte pad. Hy's Christus van 'n tabernakel wat mense nie kan bou nie. Wat nie met hande gemaak is nie. Dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie. Wat onthou nou? Die Here het vir Moses geneem. En hy het vir hom 'n afbeelding van die tent van samekoms gewys. 'n replika van wat iewers is. Dis wat die skrif sê. Christus is volgens die orde van Melchisedek. Melchisedek is 'n priester van God. 'n priester van 'n tempel. Ons weet nie waar is daai tempel nie, is seker by die Here. Christus is hoëpriester volgens 'n tempel wat nie met hande gemaak is nie. Dis deur God gemaak. En ons moet ons gedagtes, dis mooi om hierdie te sien. Dis mooi om dit te leer. Dit gee jou belange, dit gee jou, ja, dis waar. Ek weet dis waar, alles het daar gebeur. Dit gee jou etiket vir jou geloof. Maar dit moet nie vir jou groter word as die Here. Want ons behoort aan 'n tempel wat nie met hande gemaak is. Die tempel van die Heilige Gees, die liggaam van die Here. Amper klaar. As jy nog wakker, kan jy nog so 'n bietjie aan. 'n tempel ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie. Daar noem hy sommer die kalwers. Ook 'n tempel nie met die bloed van bokke en kalwers nie. Daai rooi, dit lyk soos 'n rooi bonsmara bees wat nou 100% rooi is. Daar's nie eens 'n skolletjie wit op hom nie. Wat die Jode nou al vir jare en jare so teel, en ek hoor hy is nou reg. Wat hulle nou die bloed wil maak om weer die tempel se gereedskap en al die goed te begin besprinkel. En as hulle nou daai goed reg het, waar gaan hulle die offer doen? Dink julle God gaan daai offer verhoor? Jy moet onthou, daar was 'n sondebok. En die priester het uitgekom en dan lê die sonde van die volk op daai sondebok. En hy bind 'n strikkie om sy nek, amper soos hierdie das wat pers is in kleur. En as die Here die offer aanneem, jy het gehoor wat sê om daar nie altyd, dan word daai ding spierwit. Dink julle God gaan daai offer aanneem? Hy sal pers bly. So seker is wat ek vandag hier staan. Want dit is nie meer die orde nie. Jesus vergewe deur die bloed van sy seun. Hy vergewe nie meer deur die strikkie op 'n bok se nek nie. So they can do what they want. They're going to come up empty-handed. The glory, die gees van die Here sal nie tussen die en die vlekke wees van die ark nie. As hulle een kon kry, die gees van die Here is Jesus, dis kom. God sal self kies waar hy wil wees en waar hy nie wil wees nie, stem nie saam.
Ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed. Prys die Here, met Jesus se eie bloed. Eenmaal, hoor nou, eenmaal het hy ingegaan. Net eenmaal het Christus in die tempel ingegaan. Net eenmaal. In die heiligdom. En hy daar 'n ewige verlossing vir jou teweeggebring. 'n Gewone priester kom in. Die Bybel sê dag vir dag. Ek gebruik 'n mooi Afrikaanse woord. Dag vir dag. Of vir 'n gewone priester vir sy sonde. En dan maak hy nou seker, hy hoor die klokkies lui en dink hy, as ek hier ingaan, het ek nie iets vergeet nie. Het ek nie vanoggend my vrou skeef aangekyk? Het ek nie dalk iets gedoen nie? Dan offer die priester vir homself en hy gaan in die heiligdom in. Jesus het dit eenmaal gedoen. Deur die voorhangsel heen. Eenmaal. En hy het 'n volmaakte prys vir jou en vir my se sondes geoffer. Nou het dit maklik geword. Mami speel vir ons asseblief as maklik. Die voorhangsel was 'n barrier tussen jou en God. Nou is dit maklik. Nou gebruik jy net hierdie lippe. En jy sê, Here, as ek vandag gesondig het, ek is jammer. Vergewe my. Vergewe my, was my skoon. Al was my sonde soos skarlaken en dit sal word bitter dan die sneeu. Hy het dit so maklik vir jou en vir my gemaak. Wil jy nie vandag jou anker trek? Ek het laasweek vir jou gesê, wil jy nie vandag jou geloofsanker trek tot binne in die voorhangsel van God? Ons het in daai skrif begin. Of weet jy nou nie, dat jy 'n anker in die Here, trek jou anker nader na hierdie tafel toe. Ons gaan vanmôre dit bietjie anders doen. Jy gaan opstaan in jou stukkie brood en jou glasie kom haal. Trek jou anker, laat hierdie jou anker bly. Toe hulle nou die pragtige illustrasie bring. Ek wil elke man as julle kom en staan julle so daar voor en dan stap julle saam na die tafel toe en julle bedien mekaar en jy neem dit. 'n Ewige verlossing. Kom ek lees dit net weer vir jou. Maar Christus wat opgetree het as hoëpriester, het deur die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak word nie. Dit wil sê wat nie eers aan hierdie wêreld behoort nie. Ook nie met die bloed van 'n bok of die bloed van 'n kalf nie. Maar nou met sy eie bloed het hy maar eenmaal ingegaan in die heiligdom in. En hy het vir jou 'n ewige verlossing teweeggebring. Want as die bloed van stiere en die bloed van bokke en die as, die ou as wat die vuur gemaak het op die altaar, die ou as, die ou vuil as van 'n vers, van 'n kalf wat die verontreinigdes besprinkel het. Hier sê hy dit. Daar was 'n altaar en hulle die bloed en die as geneem. En hulle het daai bloed van daai kalf geneem en hulle besprinkel, die volk daarmee besprinkel. Hier is vir jou bloed wat vir jou sonde versoen. Dit kon nie werk nie. Dit kon hom net so 'n lappietjie oorgooi. Dit kon nie regtig sonde wegneem nie. Dis hoekom die doodryk nog vol kinders van die Here was. Die Bybel sê mos in die doodryk is daar 'n kloof en die goeie mense is die kant en die slegte mense is daai kant. En toe Lazarus sterwe, is hy na Abraham geneem in die doodryk. Onthou julle Jesus se gelykenis? Daar was nie pyn aan daai kant van die doderyk nie. Maar aan die ander kant was daar was 'n kloof tussen die twee. Hoekom was hulle daar nie by God in die hemel nie? Want die bloed van stiere en bokke wat net jou kon besprinkel, kon jou nie vrymaak en verlos en vir jou sonde volmaak betaal nie. Jy kon net so 'n kommersie oor hom gooi. Dis hoekom die Here gesê het weg met die verbond, die ou verbond. Ons het dit nou gelees. Weg met die ou verbond, die nuwe verbond Jesus Christus. En hy kom eenmaal in en hy betaal vir jou sonde. Laat daai lippe van jou werk verloor. Die Heilige Gees se teenwoordigheid is hier. Die Here gee vir jou kans om jou saak met God reg te maak. Hy gee vir jou kans om vandag jou saak met die Here reg te maak, man en vrou, en te sê, Here, as ek ooit my priesterskap in my huis verkeerd verstaan het, kom ek vanmôre en man, ek sê, man, stap na hierdie tafel toe en jy stel Christus as die hoëpriester van jou huis aan. Kan ek jou guns vra vanmôre, as jy hier kom staan, en man, jy staan daar en vrou staan daar, dan as jy na hierdie tafel toe stap, dan sê jy, Here, vanmôre doen ek 'n manifestasie, ek stap na die kruis toe, na Jesus Christus toe, en ek neem die priesterskap van U aan. Want die Bybel sê,
Met 'n verandering van priesterskap kom daar 'n verandering van wet. En dan sê hy, Here, seën my in my huis. Elke man onderwerp jou aan God. Wanneer jy jouself aan God onderwerp. Ek sien so baie mense, weet jy, dit is so hard sê. Jaar in, jaar uit. Baie Afrikaners, baie. Jy kan jy geloofbelijdenis doen tot jy blou is. As jy vir hom in jou hart nie ken nie, beteken dit vir jou ongenaam. Jy kan in die kerk sit van kinds af. As jy Jesus Christus nie met jou mond bely, met jou hart glo en hom aanneem as jou persoonlike saligmaker, beteken dit vir jou niks. As jy vermoere wil, as jy wil nie, as jy fyn is, as jy voel, en my pad met die Here is reg goed, ek gaan nie druk nie, ek gaan nie na die kruis toe druk nie, maar ek kan vir jou sê, dit is die ware pad. As God jou huis seën, as jou huis in man en vrou, as daar 'n verstandhouding is, sonder dat die een die ander een oorheers of domineer. Maar wat ook al in jou huis is, jou reëls moet by God se woord inpas. Anders sal jy net in egskeiding uit mekaar span. Of in 'n lewe van onvervuldheid bly. Daar is geen suksesvolle huwelik sonder Jesus Christus. Kan ek amen kry? Ja. Dit is so. Hy is die begin en volëinder van ons geloof. Doen daardie manifestasie vanoggend. Die Here sal die seën vir die woord. Nie met bloed van bokke of stiere of kalwers nie, maar nou met sy eie bloed het hy maar eenmaal ingegaan in die heiligdom om vir jou ewige verlossing te maak. Want as die bloed van bokke en stiere en die as van 'n vers wat die onverontreinigde mense besprinkel word, heilig gemaak het tot reiniging van die vlees, hoeveel nou sal die bloed van Jesus wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, jou gewete reinig. Wow, handbrief. Laaste teks is wat ek's nou klaar. Die woord van die Here sê, die bloed van Jesus, ons stop net 'n bietjie. Die bloed van Jesus wat geoffer is vir jou, sal jou gewete reinig. Hier is die hoofgedagte van vanmôre se boodskap. Al die ander goed was maar net bykom. Ons staan nou by die tafel van die Here. Die doel van hierdie tafel, sê die woord van die Here hier, dat hy jou gewete kan reinig. Dit beteken hy kan jou laat vergeet van wat gister gebeur het. Jy sien, die bloed van 'n bok en 'n kalf kon jy nooit laat vergeet wat gister van gebeur het. Dit kon jou nooit jou gewete uitgevee het. Dit kon nooit jou verlede uitgevee het. Die bloed van 'n bok en van 'n kalf kon nooit jou gereinig het nie. Maar Jesus se bloed kan jou vermoere reinig. En hy kan jou gewete skoonmaak. Hy sê in Hebreërs 9 vers 14, hoeveel te meer sal die bloed van Christus julle gewete reinig, as jy vermoere reiniging nodig het. As jy vermoere nodig het om iets te vergeet in jou verlede. As jy vermoere nodig het om daai ou bobbejaan wat op jou skouer klim, om af te ruk en om weg te gooi. Dan kom jy vermoere en sê, Here, U maak my vermoere vry. Deur U bloed, neem daai stukkie brood, neem daai kelkie en sê, Here, deur U bloed maak jy my gewete vermoere vry. Maak seker dat jy vermoere uit daai deure uitstap. Vry, vergewe, skoon. Hierdie kans vermoere, kans van 'n leeftyd. Ek dink dis die laaste vers. Vader, baie dankie dat ons vanmôre na U tafel kan kom, Here. Elke keer het daar of 'n bokkie of 'n skaapie of 'n kalfie gekom en sy lewe verloor. Maar toe kom U, Vader. En soos Isak genadig was om sy lewe te behou en daar 'n ram se horings in die bos vasgehou het U nie dieselfde gedoen met Jesus nie. U het toegelaat dat U seun Jesus
na die kruis van Golgotha, daar die hemel, het hy gestap en hy daar die kruis gedra. Want hy het geweet, daar is net een bloed, die bloed van die Seun, wat dan nou volmaakte reiniging vir ons sondes kan bewerkstellig. Here, soos wat by gemeente vanmôre stap na die tafel toe, en elke man en vrou sy saak met die Here sal stel, U wat hulle kan hoor, hulle lippe gaan prewel, ek gaan nie hoor wat hulle sê nie, maar U ken hulle harte vanmôre. Wil ek bid, Here, soos wat elkeen na hierdie tafel sal stap, dat U skrif en die woord nou krag sal word, wat U woord sê, deur my wonde het daar vir jou genesing gekom. Liggaamlike genesing, Here, staan ons op vanmôre. Here, elkeen wat na hierdie kruis stap, wat krank is vanmôre, dank ek U dat hy gesond sal wegstap. Elkeen wat moedeloos voel van gees of omstandighede, dank U vanmôre, Here, dat U vanmôre die krag sal gee deur dit wat U vanmôre kan. Kom ons staan net, broer en suster. En ek gaan vra dat sommer nie van vooraf, kan ek vra dat al die vrouens hier in 'n ry in die gangetjie afstaan, agter Daniel, en Saal stap net so in die regterkant, al die mans aan die regterkant, en al die vrouens net daar. En dan kan julle vorentoe kom baie. Kom ons sing weer daai koortjie, ons het 'n anker. Trek jou anker vanmôre voor tot by die Here, prys sy wonderlike naam. Hoe ook die storms oor die siel omvou, vaster aan die rots, klou ek altyd meer. En ons sê